Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Baie welkom Koos. Baie dankie Gerard. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed en met jou. Dit gaan baie goed, dankie. Het jy daarom 'n lekker naweek gehad? Gerard, jy weet die preektema was intens. Maar jy weet die lewe wissel mos maar die bitter met die soet ook af. Ja. Ek moet sê ek was diep ingetrek deur die voorbereiding. Ek het ook iemand gaan sien wat deur geweldige moeilike tye gaan. Kinders verloor aan die dood en weer eens besef hoe belangrik so 'n tema is. Maar aan die ander kant was ons kleinkinders by ons. Ek het Vrydag aand 'n konsert gehad daar in Kleinbrak by Blakkie Swart se restaurant teater. Die blou kombuis. Ja. Wat 'n ervaring was dit nou nie. Jy moet tog daar gaan inloop, dis 'n lekker kuierplek, maar hou vir jouself in asseblief Gerard, ons sit in. Soos altyd, hoe ken jy my? Ja. Maar ja, dit is wonderlik. Dit is presies wat jy sê, die lewe, die mooi en die swaar se saam. Nou ons is besig met hierdie reeks wat ons noem Ek is, en ons kyk na die Ek is stellings wat God oor homself maak. Die eerste week het God met ons gepraat, Koos met ons gepraat, maar God het ook met ons gepraat. Koos met ons gepraat oor die tema regverdig. God is regverdig. As jy nie die diens gekyk het, wil ek jou nooi, gaan kyk gerus daarna, as ook verlede week se C'est la vie. Ek glo dit gaan goeie gesprekke by jou oopmaak, maar gister het jy met ons gesels, Koos, oor die tema waar God sê, ek is almagtig. En jy het begin, en dit is so waar wat jy sê, want daar is sekere goed wat God nie kan doen nie. En baie keer as mense, baie mense wat al deur die lewe geloop het, en veral swaar tye in hulle lewe beleef, as hulle kyk na myself die tema van laasweek, maar ook hierdie tema van die week, eintlik al die temas in die reeks, dan kyk hulle na hierdie spesifieke temas, soos byvoorbeeld God is almagtig, maar dan beteken almag dan nie, hy kan enige iets doen nie, en daarom, hoekom verander hy nie my omstandighede nie? Hoekom verander hy nie die swaar kry in die lewe en hy vat dit heeltemal weg nie? Hoekom stop hy nie alle moorde en alle oorloë en al daai goeters nie? Hoekom gebeur hierdie verskriklike slegte goed as hierdie almagtige God van liefde is wie hy sê hy is? En dis waar jy gister gepraat het, so gaan kyk gerus daai preek. Maar vandag, Koos, wil ek weer begin deur om 'n duiwelsadvokaat vraag te vra. Want ons het nou gister besef dat daar is natuurlik sekere goed wat God nie kan doen nie, wat ons gesê het. Maar die vraag wat dan dadelik by my opkom, as 'n mens kyk na die mens, en weet hoeveel mense bid, en dan word gebede nie beantwoord nie. Wat is dan, hoekom bid ons dan? Wat is dan, hoekom is gebed vir ons belangrik dan? As daar sekere gebede is, wat God nie beantwoord nie. Nou weer eens, duiwelsadvokaat, dis nie wat ek glo nie, dis nie wat ek dink nie, dis nie die disclaimer, maar ek het al baie mense gehoor die vraag vra, hoekom antwoord God nie my? Want hierdie wat ek nou vra, is pas in sy almag, of die verstaan van almag, en ook, dit is 'n versigtiging wat ek aan hom bring. Maak my dogtertjie gesond wat nou aan kanker lê, Here, en ek pleit by, maar dit gebeur nie. Wat maak 'n mens met dit? Ja, en veral as jy sê jy is 'n gelowige, nê? Ek dink aan mense wat ek geken het en wat met wie se besigheid dit baie sleg begin gaan het. Hulle was toegewyde gelowiges. En toe het hierdie wrok in hulle binneste pos gevat. Maar kyk hoe goed gaan dit met mense wat nie glo nie. Ek bid, maar ek is besig om alles te verloor, en die man het totaal verbitter geraak. Ek weet nie van sy vrou nie, ek het nie met haar gepraat nie, maar hy het my gesê, hy glo glad nie meer nie. En daar is so 'n klassieke psalm daaroor, nee, Psalm 73. Presies dit. Hy sê, maar ek kyk en dit gaan so goed met mense wat nie eers glo nie, met goddelose mense. Maar dis presies die vraag wat jy vra.
Die voorveronderstelling van die psalm is ek het gebid, Here, ek vra, maar kyk, goed gaan dit met daai mense, maar nie met my nie. En dan gebeur 2 goed met daardie psalmskrywer. Die eerste ding is, die skrif sê, die psalm sê, totdat ek gesien het, aan die einde van die goddelose se lewe. In die ou vertaling sê, totdat ek in die heiligdom ingegaan het, en gesien het hoe daardie persoon sterf. Ek weet nie of hy in die tempel of in die tabernakel ingegaan het en 'n belewenis gehad het, of bedoelende in 'n gesig, of net 'n heilige wete gekry het nie, maar die punt is, die eerste ding wat hy sê is, ek het besef, ek kyk nie ver genoeg nie. En in die lig van die ewigheid, het ek besef, hoorie, die feit dat ek dink het gaan so goed met daardie persoon, en so sleg met my, ek is heeltemal verkeerd. En dan sluit die psalm met 'n slotsom, hier vanaf vers 21. Hy sê, toe ek so gevoel het, vers 21 sê, toe die feit dat ek gevoel het, my gebede word nie beantwoord nie, toe ek verbitter was, en verontreg gevoel het, was ek dom, en sonder insig. As daardie gevoel jou insluk, dan vernietig dit jou. Hy sê, ek het eintlik soos 'n dier geword. As jy toelaat dat die gevoel, God is nie goed nie, en hy hoor nie my gebed nie, en hy sê, dit is 'n baie gevaarlike gevoel. Dit is 'n ding wat jy nie moet toelaat nie. Jy moet weer, en daarom gaan ons vandag dink, wat is al die moontlikhede vir onbeantwoorde gebed? Maar as jy toelaat dat dit jou bitter maak, toe sê hy, maar tog het ek agtergekom, U was nog altyd daar, en U vat my hand. Nêrens in die psalm suggereer hy dat sy omstandighede verander nie. Hy raak net bewus, maar wat 'n voorreg, dat God naby aan my is. 'n goddelose mens het dit nie. En daarom sterf hy alleen. Sê, en U lei my met U raad, en aan die einde, vers 24, sal U my in ere by U opneem. Ek hoor soms teoloë wat sê, die Ou Testament praat nie van die lewe na die dood nie, en ek verstaan dit nooit nie. Hier is hierdie psalmskrywer sê, dis wat ek gesien het. Aan die einde van my lewe, gaan U my ontvang. En nou sê hy, daarom, en dis met die hart van gebed, daar is vers 25, niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Nou is dit nie meer sy omstandighede nie, net die feit, Here, ek het U. En nou in vers 26 swaai die hele psalm. Skielik roep hy nou nie meer uit oor sy omstandighede nie. Hy sê, al is ek afgetakel na liggaam en gees, sê die nuwe vertaling. Al is dit hoe dit nou by my is. O, God is my sterkte, en aan hom behoort ek vir altyd. So sy uiteindelike konklusie in die psalm, vers 28, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby aan God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug, en ek sal van al U werke bly vertel. Wat se omstandighede is hy nou? Afgetakel na liggaam en gees. Tog sê hy, o nee, ek was verkeerd. Hierdie ding het my amper vernietig. Wat 'n psalm. Daai woorde wat daai laaste verse, ek het God gekies as my toevlug. Daai gekies is my 'n wonderlike iets wat hy daar sê, want dit is 'n besluit wat geneem is. En toe hy dit doen, toe kry hy 'n nuwe perspektief op sy omstandighede. Want nou in die lig van wie God is teenoor my omstandighede, kry ek nou hierdie perspektief wat nou baie meer sin maak vir my. Ja, en hy sê nie, ek het die oplossings gekies wat God my gee nie, ek het God self gekies, sy nabyheid. Dit is die hart van waarvoor ons leef, Here U. Klaagliedere 3 sê ook in vers 25, goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek.
Nie iets by hom nie, hom. En dit is goed om in stilheid te hoop op die heil van die Here. En so kom ons sê nog 'n psalm. Psalm 62 is een van die kosbare psalms vir my. Wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. By God is my heil, my redding en my eer. Die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk, en hier is die uitnodiging. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Die uitnodiging in die Bybel is, kom. Ja, soek my. Doen wat hoor wat die les is wat die psalmskrywer van Psalm 73 geleer het. Moenie soos 'n dier raak nie. Soek my vir my. Maar dit kanselleer nie uit dat ek die uitnodiging gee. Maar bring jou hart, bring jou versoeke. En nou gaan ons na, wat kan die rede wees dat versoeke nie gehoor word nie, maar ek dink die een groot gebed wat nooit verhoor is nie, en ons sê dit eintlik met 'n vreemde dankbaarheid, dank God, hy het die gebed nie verhoor nie, is Jesus se gebed. Vader, as dit moontlik is, die skrif sê hy het op sy aangesig geval en gebid. Sy sweet het soos bloed geraak. Asseblief, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. In 'n sin moet ons almal God dank vir onbeantwoorde gebed. Want as die gebed van die reinste, mees toegewyde, heilige, goddelike mens wat ooit geleef het, as daardie gebed beantwoord was, sou ek en jy nie geleef het nie. As dit verbygaan, maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En daardie gebed moet eintlik ingeets lê in al ons gebede. Dit is die gebed wat alle gebede moet voorafgaan en oortref. Here, in alles wat ek bid, laat U wil geskied. En dit is, soos jy nou gesê het, ek dink dit is die rede hoekom ons bid, is soms die grootste probleem, want ons soek die antwoord wat ons soek, is op die verkeerde plek. Want gebed lê eintlik by, ek wil hom leer ken, ek kom nader aan wie hy is. Dis die primêre motief. En ons sal net nou kyk na spesifieke probleme in gebed. Maar ek dink, as ons voorlopig nog 2 verse kan noem, of 2 gedeeltes, dan gaan ons na spesifieke redes vir onbeantwoorde gebed. Ek dink 1 Korintiërs 13 gee ook vir 'n mens goeie perspektief, as dit kom by my gebed wat nie beantwoord word nie. En hierin sê Paulus dat, kyk, alles gaan vergaan. Jou profeseë en tale, en ek dink, hy bedoel hier nie die feit dat want ons gaan in die hemel tog 'n taal praat. Ek dink hy verwys hierna om in 'n taal te bid. Hy sê selfs daai soort gebed sal vergaan. En kennis sal tot niet gaan. En dan sê hy, maar ons ken ten dele. En as ons net ook in ons gebede dit kan erken. Ek ken ten dele. Ek sal nooit presies weet wat die realiteit binne en om my is nie. Ook nie wat gebed betref nie. Hy sê, want nou vers 12 sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. Ons sal nie altyd weet presies hoekom 'n gebed nie beantwoord is nie, maar dit sal ons tog baat om daar waar die skrif wel praat oor redes vir onbeantwoorde gebed, baie aandag daaraan te gee. Dat ons nie net in 'n soort van 'n gryse, misterieuse verwarring dink, ja wel, ons weet nou nie eintlik gebed word doen, ons kan niks daaroor sê nie. Maar ons moet erken, ons sal nie altyd
weet hoekom gebede nie beantwoord nie, want ons ken nou ten dele. Maar ten minste sê Paulus ook wat Psalm 73 sê, die grootste ding is om lief te hê. Ek het U liefde, Here. Natuurlik as 3 goed, ek wil aan U bly glo, U bly my hoop, en ek het U lief, en dis die grootste ding. Die grootste saak in die lewe is, en daarom ook die grootste saak in gebed, is om God lief te hê. Dis is wat jy laasweek gesê het, Koos, ook hier by Selavie, toe ons gepraat het van die verborge dinge teenoor die dinge wat nie verborge is nie. Ons fokus baie keer te veel aandag en probeer dogmatiese dinge instel op die verborge dinge, wat ons nie eintlik van weet nie. Maar ons ignoreer soms die goed wat ons wel kan sien, en dit is wat die skrif ons nou doen. Kom ons werk met die goed wat ons van weet. Ja, so kom ons gaan, en dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan kyk, maar hoorie, hier is 'n klomp redes dat die Bybel gee gebede nie beantwoord word nie. Maar selfs al sou ek nie in een van daardie redes 'n rede kan kry dat ek kan verstaan hoekom die gebed, sê ek nog steeds, maar ook sê die skrif, ek weet nie alles nie. Kom ons begin, ek dink dit is sommer een rede, ek het hom nou nie as 'n moontlike rede gegee nie, ek dink ek het hierso Gerard, het net deur my notas kyk, ek het 9 gegee, maar is eintlik 10. So kom ons maak nommer 1, nie die nommer 1 wat ons op ons notas het nie. Een van die eenvoudige redes wat die Bybel gee, dat ons gebed nie beantwoord word nie, word ongelukkig nie in ons Afrikaanse vertaling en in die meeste gewone Engelse vertalings ook duidelik nie, maar in tegniese vertalings, wat baie meer aandag gee aan die werkwoord daar, is in Matteus 7, waar Jesus sê, bid, en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Ongelukkig vertaal ons 'n Bybel nie die regte letterlike werkwoord daar nie. Dit sê nie bid nie, dit sê bid en moenie ophou bid nie, hou aan bid. Soos die Amplified Bible dit vertaal, keep on asking and it will be given you. Die letterlik is eintlik ask and keep on asking, sê een vertaling. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking. For everyone who keeps on asking will receive. En jy so bloot die eenvoudige ding. As jy oortuig is, hierdie ding lê op jou hart, bly jou hart voor God uitstort. Ek dink nie dit is 'n goeie leerstelling waar mense sê jy moet net een keer bid en dan dankie sê nie. Ek dink jy moet aanhou bid totdat jy 'n deurbraak of 'n rede of 'n antwoord kry. En hier sê die Grieks dit letterlik. Moenie, en ek het een keer het ek so gebid saam met 'n klomp jong mense en skielik net so flits. Ek wil nie sê 'n visioen nie. Sien dat ek 'n ding hier sien soos 'n film afspeel nie, maar net 'n flits in my gedagte van iemand wat hout kap, 'n boom wil afkap. En skielik is dit waar 'n druppel van insig in my binneste val. Dis hoe gebed is. Baie mense na 3 sla met die byl sê nie gebed werk nie. Baie na 20 keer het gekap het, nee, wat is, glo. Dalk moes jy net nog een keer. Jy moes net nog 'n keer geslaan het. In die proses wou God dalk met jou werk, of wat ook al die rede. Maar een rede is bloot, mense hou op bid. Ja, ek duivels advokaat, en ek gaan dit vra, en dan gaan ek 'n kommentaar lewer op my eie vraag. Die eerste vraag is dan nou, so wat ek nou hier kan sien is, dit is dan, sê dit dan, ek kan God se arm draai deur dan net hoe die veelheid keer om vra. Ek sien dit met my seun. Jy weet, as ek vir hom sê, jy kan nie dit kry nie, dan hou hy aan, en dan sê ek vir hom, maak nie saak hoeveel keer jy gaan vra en jy gaan nee sê. Is dit hoe God dit werk? Nou, my kommentaar oor dit net wat ek wil sê, en dan sal ek graag ook wil oor wat jy wil sê, Koos, maar ek dink dit is weer eens soos wat met daai ander Psalm, wat die eerste Psalm wat ons gelees het. Dis wat gebeur met my en met my hart, hoe as elke keer soos wat ek vra in gebed en in smeking, begin ek nader te kom aan wie God is en sy hart.
En dan word daar vir my gegee, maar dit is nie noodwendig presies die ding waarvoor ek gevra het nie, want dit wat ek vra begin verander dalk, Kan dit wees? onder andere. Of bloot een van die groot karaktertrekke van 'n gelowige is volharding. En wie weet dat God dalk sê, dit sal goed wees vir jou om te volhard. Kom weer na my toe. Kom praat weer met my daaroor. Dalk soos 'n pa met 'n kind. Sê, hy wil 'n fiets hê, nie meer goed, my seun. Kom ons dink daaroor. Hy wil hom vandag hê, maar jy wil nog hê hy moet 'n paar goed leer en hy moet met jou praat oor die fiets en jy wil kyk of hy hom aanmatig, hy verdien dit of nie en wat gaan nie. Daar's 'n proses, maar die punt is, soms is die eenvoudige rede dat 'n gebed nie beantwoord word nie, is dat jy net nie die volle pad met daardie gebed geloop het nie. En dit het niks te doen met God se arm draai. Nee, glad nie, dit nie, hoegenaamd nie. God sal dit gee as hy dit moet gee. Of op die regte, die een ding is, God is nooit vroeg nie, hy is nooit laat nie, maar hy is altyd betyds. Ja, so laat ek net, voordat ons nou verder, ons het nou 1 rede gegee, en voordat ons nog so 9 redes net vinnig noem, Gerard, wil ek dit noem, as ek na hierdie redes kyk, wat moontlike redes kan wees, wat die skrif gee vir gebed wat nie beantwoord word nie, dan het ek vanoggend gedink, dit is die eintlike vraag by my nie, hoekom antwoord God nie my gebed nie? Die eintlike vraag vir my is, as ek na al die redes wat die Bybel gee, moontlike redes dat God nie gebede beantwoord nie, dan dink ek, Here, hoe kan U ooit enige gebed van my beantwoord? Dis vir my wat my verwar. Hoe op aarde kan God my gebed beantwoord? Want as ek sien alles wat die Bybel oor gebed sê, dan sê ek, Here, hoe sal U ooit na my luister of my gebed beantwoord? As enige een van ons voel, kom ek praat net namens myself, die oomblik wanneer iemand soos ek voel, maar God behoort my gebed te beantwoord, dan weet ek klaar. Want God behoort eintlik geen gebed van my persoonlik te beantwoord nie van iemand soos ek nie. So kom ons kyk na redes. 'n tweede rede, dit hang baie saam met 1 Korintiërs 13, ons ken ten dele. Paulus sê ook, hy weet nie hoekom God daardie een gebed van hom nie beantwoord het nie. Hy suggereer ook op ander plekke. Ek het vir wie hy siek agtergelaat, en vir Timoteus het hy so, ook sy eie krisis, wat hy sê wat soos 'n doring in sy vlees was. Ons weet nie wat dit was nie, daar was baie spekulasie, maar dit was iets wat hom baie gehinder het. Dan sê hy 3 maal gebid. Ek dink nie hy het net 3 keer gaan kniel nie. Daar was 3 keer in sy lewe wat die ding so erg geraak het, dat hy God vasgegryp het. Dat die ding kan ophou. Sê, en toe het God hom geantwoord, maar hy het hom nie verhoor nie. My genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. Paulus, gaan aan, volhard, al verander hierdie nie. So ek sou sê die rede daar is, Paulus weet nie, dis 'n misterie. God het hom nie 'n rede gegee nie. So een van die redes vir onbeantwoorde gebed is bloot. Ons weet nie hoekom nie. Maar hou net aan. 'n tweede rede, so ons gaan nou nie hier uitbrei, anders gaan ons nou baie lank praat, Gerard. Maar 'n tweede rede wat ons almal wat getroud is dikwels aan ons vel voel, is wat Petrus sê. Net so moet julle mans saam met verstandig met julle vroue nou, saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Ja, mens moet mooi praat as jy hierdie vers lees, want ek dink hy bedoel bloot die fisiese vrou is nie, maar ek dink 'n vrou is meestal baie sterker as 'n man. Maar hier bedoel hy, jy moet eer bewys aan hierdie vrou. Moenie dink omdat jy 'n fisiese sterker wese dalk is nie. Nie almal van ons het vrouens wat
fisies swakker is as ons nie, maar die meeste het. Maar ek dink ook dis 'n kulturele, hy praat dan 'n Natuurlijk, kulturele wêreld ja. van dit, ja. So, maar jy moet haar eer. Ek kan baie hieroor sê, nee, maar omdat julle mede-erfgename van die genade van die lewe is, en dan sê hy hierdie woorde, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Ek interpreteer dit as net vir my twee moontlikhede. Die een is, as jy bitterheid in jou huwelik of woede of wat ook al, onenigheid toelaat, is dit soos 'n skans. Jou gebed gaan nie deurdring nie. Of, die tweede moontlikheid wat 'n mens ook beleef is, as jy met daai huweliksspanning en woede en onopgeklaarde kwessies sit en dit nie hanteer nie, sukkel jy om te bid. Dit verhinder jou om te bid. So jou gebed gaan nie beantwoord word nie, of omdat daar's 'n hindernis, of omdat jy hom nie eers kan bid nie. Ja, en ons spot net daaroor is dit die prentjie wat ek amper sien. Dis nie asof God in daai oomblik sê, ek kyk nou weg, ek luister nie nou vir jou totdat jy jou goed uitsorteer nie. Dis nie so nie. Dis eintlik iets van, hoorie Koos, jy bid nou, maar Jy oor jou kar, maar jou huwelik is in flarde. Kom ons, ek hoor daai, ons sit net dit op ys, kom ons sorteer net eers daai ding uit. Ja. Ja. Dan net 'n derde ding is onbeleide sonde. Jy leef bloot nie reg nie. Jy is besig om dalk jy sit met 'n verslawing of vergrype of oneerlike transaksie. En nou kom jy en sê, help my, ek voel nie so lekker nie, maak my gesond. Of help my, ek wil graag hierdie huis koop. Maar dit is goed, wat soos 'n muur tussen jou en God is, sê Jesaja. Julle ongeregtigheid, Jesaja 59 vers 2, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle bedek, sodat hy nie hoor nie. 'n Mens kan nie maak asof jy God kan bluf nie. Ek wil nou nie oor die goed praat nie, Here. Dis asof jy vir hom sê, dit het nou niks met u uit te waai nie. Dis nou 'n kamer van my hart, dit los my, ek wil nie nou daaroor praat met God nie. Sê, is dit regtig so? Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Spreuke 28 vers 9 sê, wie sy oor afwend om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Wat 'n ongelooflike uitdrukking. Dat God sê, dis 'n gruwel. Jou godsdienst, jou kerk toe gaan, is dit Hosea wat sê, verwyder van my julle liedere, dit raas. Moenie hier kom staan en heilige goed sing, terwyl jy met onheilige transaksies besig is nie. Dit klop nie. Moenie hier met heilige versoeke kom en alles, terwyl jy weet, daar's goed wat jy nie met my uitsorteer nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. En dan die ander een is bloot verkeerde motiewe en selfsug. Is nou 'n lywige gedeelte daai Jakobus 4, maar ek wonder of ek net vinnig dit moet lees nie, Gerard. Waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom hulle nie hiervan van julle welleste, wat in julle lede stryd voer nie. Nie noodwendig net seksuele welleste nie, maar al jou begeertes net vir jouself. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg, maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. En julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring, dat jou hele gebedslewe net om jou eie begeertes en sê jy soos 'n egbreker. As jy het 'n vriend van die wêreld geword, jy sê jy kan 'n vyand van God word, selfs terwyl jy bid. En dan vers 5 sê, het so mooi, is my die hart van hierdie gedeelte. Meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Terwyl jy vir al hierdie goed bid, sê God, ek is jaloers op jou. Jy gee nie jouself vir my nie. En jy begeer nie my nie. Ek is vir jou 'n middel tot 'n doel. Dit gaan oor al die dinge wat jy wil hê.
Maar daai ding wat Psalm 73 ontdek het, o Here, buiten U self het ek niks nie. Dis nie by jou so nie. Ek is jaloers op jou en jou gebed frustreer my, want jou gebed wys vir my jou buite egtelike verhouding, want hy noem die mense hier egbreekers. Jy het 'n buite-egtelike verhouding met jou versoeke, met jou gebed. Die dinge wat jy by my wil hê is baie belangriker as ek self. Jy's 'n egbreker. Sjoe. En dis 'n gevaarlike gedeelte hierdie, as jy nou dit sou lees en jy dink dat hulle praat hier van 'n resep van gebed, dat dit sê, want jy bid nie reg nie, jy moet nou net, ek het al mense gehoor wat gesê het, kyk, hierso sê dit, ons moet op 'n sekere manier bid, maar daai woord, verkeerd bid, wat hy daar gebruik, is die woord kakos, wat juist praat van daai, jy het dit genoem, die bose motief, 'n bose motief in jou gebed, wat buite die raamwerk van die koninkryk val. En dink, dit is vir my, dit is wat ek daai raak lees, dink ek, ja, so daar is 'n soort gebed, wat buite die raamwerk van die koninkryk val, en hoe op aarde bid 'n mens so, as 'n mens dink, maar toe besef ek, hoe skuldig ek al daarvan was. Presies dit. En dan sê hy, maar God sal jou genade gee, moenie meer hoogmoedig wees nie, kom verneder jou, en weer eens, onderwerp julle dan aan God, nader tot God, en hy sal tot jou soek nabyheid. Nabyheid was nie jou hoofmotief nie, al jou begeertes was jou hoofmotief, en daarom is jy vuil. Hy sê jy moet jouself skoonmaak, jy is so vuil, soos 'n egbreker teenoor God. Jy het 'n buite-egtelike verhouding met jou begeertes. Nou, die beeld is aangrypend, dat jy na God toe kan kom, met sê nou maar, die vrou, waarmee jy hom, nee, verskoon die lelike woord, verneek. Asseblief help my met die vrou. Help ons twee, ons wil 'n bietjie op 'n trippie gaan, en ons wil net mekaar geniet. Maar dis soos asof jy dit kom, en dit sê vir jou lewensmaat, en vir haar sê, hoor hierso, asseblief kan jy nie vir hierdie meisie waarmee ek nou jou hart breek, net 'n bietjie help, dat sy mooi klere koop en aan, want ek wil saam met haar bietjie gaan ry nie. Dis die beeld wat hy is absurd, maar dis presies wat hy sê. Maar dit daai wat jy nou daar sê so waar, dit is absurd, maar en ons doen dit. En dit is wat ek, en as jy jouself in daai speel sit, dan tref dit jou. Dit is Die 5de of die 6de dan, is nie net in die huwelik verkeerde verhoudings, maar in die algemeen sê Jesus, wanneer jy staan en bid, so onvergewensgesindheid teenoor ander mense, as jy bitterheid of woede in jou hart het. Markus 11 vers 25, wanneer jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Jy kan nie voor God staan en enige iets vra, as daar bitterheid in jou hart is nie. Natuurlik raak Jakobus ook ongeloof en twyfel aan, en 'n mens sê dit nou met huiwering, want deesdae is daar mense wat baie skade doen, wat vir mense bid, en dan suggereer die enigste rede dat hierdie gebed wat ek vir jou gebid, want my gebed was nou natuurlik sterk genoeg. Jy moet 'n deurbraak hê, of jy moet gesond word, of jy moet 'n finansiële deurbraak hê. Die enigste rede wat dit nou kan, die faktor wat kan verhoed dat my gebed wat ek vir jou gebid het, want my gebed is kragtig, dan kan dit net jy wees. Jy glo nie sterk genoeg nie. So kom ons gooi eers daai bagasie uit, maar ons kom terug na die ware ding, dat Jakobus ons tog waarsku. As jy bid, vertrou God regtig, sonder om te twyfel. Want as jy twyfel, is jy soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf. Jy kan nie van God iets ontvang as jy hom nie vertrou nie, en regtig aan hom regtig glo nie. Maar dit is ook, weer eens, dis ook nie 'n middel om God se arm te draai. Natuurlik nie. Maar dit is soos ek kan sê, jy het klaar verloor voor jy begin het, as jy nie glo nie. Ja. Goed, en dan natuurlik gebed buite die wil van God. Johannes sê in 1 Johannes 5 vers 14, dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.
is voor die hand liggend. En dan 'n 9de rede sou wees ongehoorsaamheid aan God se opdragte. Die goed is als verwant aan mekaar. Maar Johannes sê in 1 Johannes 3 vers 22, wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen, en hier is dit vir my baie mooi, wat wel behaaglik is voor sy aangesig. Te leef voor sy aangesig. Here, ek wil leef asof U my altyd sien. En dan het ek openheid om te vra. En dan laastens, en ek sê weer, dis eintlik baie dieselfde die hele tyd, maar motiewe, karakter en groei. Kom ek lees net die verse sonder om iets daaroor te sê. 1 Samuel 16 vers 7, die Here kyk nie na wat die mens kyk nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar God, die Here sien die hart. Spreuke 16 vers 2, hoe is ons eie manier, ne? Al die weë van 'n man is suiwer in sy eie oë, maar die Here toets die geeste. Spreuke 21 vers 2, elke weg van 'n mens is reg in sy eie oë, maar die Here toets die harte. 1 Kronieke 28 vers 9, ek kan nou nie onthou waar is, ek die Here deursoek die harte en verstaan elke versinsel van die gedagtes. Psalm 44 vers 22, hy ken die geheime van die hart. En so bekend Psalm 139, U deursoek my, o Here, en U ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. As ek al hierdie verse lees, dan voel ek al klaar uitgebul, Gerard. Ek sê weer, die wonderwerk vir my is nie, die probleem is nie onbeantwoorde gebed nie. Wat my verstand te bowe gaan, is dat enige gebede van my beantwoord word. En ook Hebreërs 4, nee, vers, ek kan nou nie onthou, is dit vers 12 of vers 6, ek kan nie onthou nie. Want die woord van God is, ja, vers 12, lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. God ken my. En net die bietjie wat ek van myself weet, laat my voel, ek kwalifiseer nie eintlik om protes aan te teken nie. Ek kan net sing Amazing Grace. Here, dat U my hoor, is 'n verbuisterende stuk genade. Ja. Nikos, ek dink dit is een van die, dis 'n baie groot tema hierdie, en ek dink ons kan nog vir ure lank hieroor gesels, want gebed is een van daai dinge wat ek weet, ek het al met baie mense voor my gesit en gesels, wat veral as dit kom by onbeantwoorde gebed, wat hulle met 'n baie, ek wil amper sê, ek verstaan die pyn, en ek verstaan die teleurstelling, want as hulle 'n sekere teologie glo, van God se almag, dan kan ek verstaan hoekom hulle dan so vol oor gebed. Maar die uitnodiging tot gebed is om na hom toe te nader. Dit is ons vertrekpunt. Die ander goed is by goed. Ja, soos ek kan afsluit met C.S. Lewis, hy sê, soos hy nou ouer word, het hy besef, if God had granted all the silly prayers I've made in my life, where should I be now? En so hy sê, dankie Here, U het baie van my gebede nie verhoor nie. En in The Problem of Pain sê hy, hy sê, I have lived to thank God that all my prayers have not been answered, om aan te sluit by die vorige. Maar hy gee die beeld van ons is 'n kunswerk, a divine work of art, something God is making, and therefore something with which He will not be satisfied until it has a certain character. So ons hou aan bid. En in ons gebede, al sien ons nie hoe dit beantwoord word nie, kan ons glo iets gebeur binne in ons, en hy is besig om ons te vorm, of dit is met volharding, of met aanvaarding,
of met 'n bewuswording van probleme in my lewe, my motiewe, my karakter, my verhoudings. Maar kom ons doen wat Paulus in Tessalonisense sê, moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid. Onbeantwoorde gebed is die laaste rede dat jy moet ophou bid. Dis een van die groot redes dat jy moet aanhou bid. Ja, beslis. En ek dink hoe nader, en jy wat nou 'n paar keer genoem het vandag, is hoe meer jy bid, hoe meer begin jy agterkom hoe groot en almagtig God werklik is. En dit verander dan alles in jou binneste. Baie dankie Koos. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien jou weer volgende week. Sondag wat nou kom, praat ons oor ek is alwetend. Ons op ons sien daarso en dan ook volgende week, selfde plek, selfde tyd, hier by Celebi. Totsiens.